Ek wil vanoggend begin om 'n vraag te vra. Ek vra wie van ons het al iets bestel? En as dit aankom, dan is dit nie wat ons in gedagte gehad het nie. Ek dink met die deesdae Temu en al die mense wat lekker van ander lande af dinge inbring, elkeen van ons sal gebeur. Ek het ons 'n verkeerde idee van wat iets is, en as ons gekonfronteer word met die werklikheid, kom ons agter maar iewers dit ons die pot heeltemal misgesit. En vanoggend dink ek elkeen van ons se idee van liefde het so 'n bietjie verander. Ons dink wat Jesus vir ons gedoen het, maar ek wil verder uitbrei op hierdie tema van liefde. En dit is die grootste liefde wat ooit op die aarde bewys is. Jesus aan die kruis voorgestel het en gehang het. Vanoggend eerste vraag, as ons nou moet dink, wat sou ons definisie van liefde wees? Spesifiek die tipe liefde wat Jesus gehad het vir ons. Hoe sou ons dit beskryf? Ek wil hê elkeen van ons moet net so 'n sinnetjie in ons koppe net saamstel. Dink en dan hou ons op een kant, dan kyk ons aan die einde van die boodskap. Hoe vergelyk hierdie sinnetjie met wat ons aan die einde van die boodskap, die idee wat ons sal vorm? En dan wil ek nog 'n vraag vra, en is hierdie goddelike liefde, hoe weet ons het dit? Nee, want daar is sekere eienskappe, dis 'n besonderse liefde, dit is anders as die liefde wat die wêreld om ons het. Dit is baie duidelik as ons kyk na die manier hoe Jesus gelewe het. Dus een vraag is, wat is liefde? Die ander vraag is, hoe weet ons het dit? Hoe weet ons, dis hier binne in ons? Miskien het ook so stel, wat se impak het daai liefde in ons lewens gehad? Die manier hoe ons praat, dink en doen, hoe het ons verander? So die skrif wat ek vanoggend graag saam wil lees is Johannes 15 vers 9 tot 13. Ek wil net so 'n bietjie van 'n agtergrond skets. Nou kort voor hierdie skrif is Jesus besig met 'n laaste leringe aan sy disippels. Hierdie groepie mense, hy is in die bovertrek waar hulle die Pasga gevier het. En dit is 'n baie mooi oomblik tussen Jesus en sy mense wat die naaste aan hom was. Dit is net kort voordat hy gevange sou geneem geword het, en nadat Jesus die voete gewas het van sy disippels, toonbeeld gestel het van hoe dit is om mekaar te dien, en nadat hy die nuwe gebod gegee het wat Jolanda vir ons gelees het, maar ek lees dit graag weer vir ons. Johannes 13:34, jy kan maar oop bly waar hy is. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En sê sy disippels, hy sê vir hulle dat hy gaan weggaan, dat hy nie veel langer meer met hulle gaan wees nie, maar hy beloof dat hy wel die Heilige Gees gaan stuur. En dat dit voordelig sal wees vir hulle as hy weggaan, want hy gaan die Heilige Gees stuur en dit gaan in elkeen van hulle woon. Daarna moedig hy hulle aan om in hom te bly, sodat hulle veel vrug gaan dra. Ek leer vir ons die skrif gedeelte in Johannes 15, hy sê, hy is die ware wynstok, wie in my bly, sal veel vrug dra. En dit is net kort agtergrond, voor ons kom by hierdie skrifgedeelte, wat nou handel oor die liefde. En soos het ons dit lees, kom ons hou in gedagte, dat Jesus net voor dit verduidelik het, dat ons in hom moet bly, en dan sal ons veel vrug dra, soos wat hy in die Vader gebly het. Kom ons lees dan vers 9. Net soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het, en in sy liefde bly, dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. En hier kom hy en herhaal weer sy gebod. Hy sê, dit is my gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. So hier kom Jesus en hy verduidelik verder hierdie gebod wat hy nou net vir hulle gegee het. Hy brei bietjie uit op dit. So kom ons kyk, wat beteken hierdie woorde van Jesus omtrent liefde en omtrent die gebod. So ons gaan versie vir versie deur hierdie paar skriffies gaan. Dan gaan ons kyk, wat sê Jesus vir sy disippels. Vers 9, net soos die Vader my lief het ek julle ook lief, bly dan in my liefde. In ander woorde, met dieselfde soort liefde
die liefde waarvan die aard goddelik is, wat tussen die Vader en Jesus is, dis anders aardse liefde. Wat Jesus tans op die oomblik besig is om sy disippels te bewys, en ook in die bokamer aan hulle bewys het, en gaan bewys as hy aan die kruis hang, bewys ook die aan ander mense, sê Jesus. En as hulle sal aanhou in hierdie noue verhouding met Jesus en God die Vader te wees, dan sal hulle aanhou deel hê aan daardie liefde. Vers 10, as julle my gebooie onderhou, sal julle my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam en in sy liefde bly. Hierdie raad gee hy sy disippels, hoe hulle hierdie verbintenis kan behou, hoe hulle kan aanhou om deel te hê aan hierdie liefde. Hulle het amper sê, dus hoe hulle die kanaal van liefde kan oophou wat van God die Vader afvloei na hulle toe. Het word hier aan gehoorsaamheid gekoppel, as hulle sy instruksies uitvoer. En Jesus het natuurlik die voorbeeld gestel, hy was tot die dood toe gehoorsaam gewees, alles gedoen, reg deur sy aardse wandel, het alles presies noukeurig uitgevoer, wat sy Vader vir hom verlang het. Vers 11, dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. In ander woorde, as ons dit doen, dan sal Jesus se blydskap in ons harte kom. Hy sê dis vir sy disippels. As hulle aanhou om deel te wees van hierdie hegte verhouding, sal daar blydskap van die Vader af deurvloei, goddelike blydskap, elkeen van hulle se hart, en dit sal vol word daarvan. Dan vers 12, dit is my gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle ook lief gehad het. Jesus se opdrag aan sy disippels, hoe hulle mekaar behoort lief te hê met hierdie spesiale soort liefde. Dan vers 13, groter liefde as dit het niemand nie. Iemand sy liefde aflê vir sy vriende. So daar is 'n manier hoe ek wil sê amper die kwaliteit of die tipe liefde te meet. Sê, as ons vol is van hierdie liefde of hierdie liefde het, sal sy disippels ook bereid wees om van hulle self te gee, tot die mate toe dat hulle self bereid wees om vir ander mense te sterf. Nou die goddelike liefde kan ons sien, kos die besitter daarvan iets. Dit gaan nie net om te ontvang nie, goddelike liefde is om te gee. Kom ons kyk 'n bietjie na die aard van hierdie liefde. Ons het reeds gesê dat dit van God afkomstig is. So die oomblik as ons dink aan iets wat van God afkomstig is, dan moet ons besef dat die aard daarvan anders sal wees, is dit wat ons onder ons, die voorbeelde wat onder ons in die wêreld raak sien. Dit het 'n ander kapasiteit, dit het 'n ander uitwerking, dit lyk anderste. Nou kom ons kyk net 'n bietjie wat Jesus in hierdie tyd, wat se waardes hy gekoppel het aan sy koninkryk en hoe dit anders is as die manier hoe ons meet en sien en doen op aarde. Jesus het onder andere gesê dat die een wat die grootste wil wees, moet die minste wees, soos een wat dien. Ons is geneig om dinge anders om te sien, die een wat die grootste is, verwag dat ander mense om dien. Dink ook aan die weduwee, wat die minste geldwaarde ingegooi het, en Jesus het tog gesê, maar sy het heel meeste ingegooi. So ons moet besef dat hierdie waardesysteem van Jesus heeltemal anders te lyk, as wat ons rondom ons beleef. En dan die liefde wat deur die wêreld uitgebeeld word, wat 'n selfsugtige tipe liefde is, baie anderste is as goddelike liefde. Die een wat bereid is om die meeste van homself te gee, op te offer, het as het ware die meeste van hierdie goddelike liefde in hom. Nog 'n kenmerk van die goddelike liefde is dat dit eers uitreik na ander. Dit wag nie tot iemand jou goed behandel nie. Dit reik eers uit, dit gaan oor kultuurgrense heen, en soos Jolanda vir ons gesê het, selfs verby pyn. Maar ons is nogal geneig, wanneer dit nie lekker met ons gaan nie, en ons ervaar pyn of moeilike omstandigheid, wat ons geneig is om so 'n bietjie terug te hou. Ons wil nie na iemand anders uitreik nie, ons wil nie noodwendig vir hom sê, maar ek is lief vir jou, of belangstel nie, want ons ervaar dan nou pyn en seer. Maar Jesus het terwyl hy daai intense pyn aan die kruis verduur, het hy nog 'n laaste liefdesdaad bewys aan sy moeder, seker te maak dat sy versorg is. Ons dink ook aan selfs voor die kruisiging, toe hulle uitgekom het met stok en swaard om hom in gevangenskap te neem, het hy, toe Petrus die swaard met sy swaard getrek het en die hoëpriester se oor afgekap het hy nog sy laaste wonderwerk gedoen, om hierdie man se oor te genees en terug te sit. Ek dink ek sou miskien anders te opgetree het. Weet nie of
ons die man se oor teruggesit het, nê? As hy op daai manier na ons gekom het, en sy koor is af, wys net 'n absolute bewys van Jesus, 'n anderste ingesteldheid, baie anderste is wat ons in is. En selfs die soldate was soos wat Jolanda so mooi verduidelik het, wat hom vasgeslaan het aan die kruis, tree hy voor God die Vader en hy sê, Vader, hulle weet nie wat hulle doen nie, reken dit hulle nie toe nie. En sien, hierdie liefde is 'n anderste, dit reik uit na mense, terwyl hulle besig is om jou te na te kom. En wat is die toepassing? Wat beteken dit vir ons vandag, hierdie liefde? Is dat al is dit moeilik om uit te reik na ander mense, al ervaar ons pyn, en al is ons seer gemaak, moet ons nie toelaat dat dit die liefde van God wat in ons is, beperk om uit te vloei na ander toe nie. En dis nogal 'n groot woorde. Ons kan dit net regkry as ons in Jesus is, as ons in daai verhouding met ons hemelse Vader is. Want in ons eie krag kan ons dit nie regkry nie. Gaan ons in ons menslike natuur optree en sê, maar ek is te nagekom en ons staan 'n bietjie terug. En in plaas van liefde, sal ons 10 teen 1 ander dinge te sê vir mense. Kom ons kyk 'n bietjie aan, gehoorsaamheid is 'n vereiste. Ek gaan weer vir ons vers 10 lees. As julle my gebooie onderhou, sal julle my liefde bly. Dit is eintlik 'n stelling wat Jesus maak. As dit, dan sal dit. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam en in sy liefde bly. Nou Jesus nooi hier vir elkeen uit om deel te hê aan daai liefde wat van die God die Vader af deurvloei, wat beskikbaar is vir elke kind wat Christus aangeneem het. Dan noem hy dat gehoorsaamheid 'n absolute belangrike aspek daarvan is. As ons ongehoorsaam is, dan kan ons ervaar daai liefde nie deurvloei na ons toe nie. En solank ons gehoorsaam bly, is die kanaal van liefde oop en dit vloei deur na ons toe. Nou dit is die verband tussen die gehoorsaamheid en die liefde. Wat is ongehoorsaamheid? Dis sonde, as ons iets doen wat die Here nie van ons wil hê ons moet doen nie. So as daar sonde is, as daar iewers 'n verstopping is, so moet ons ook in God die Vader, in daai nou verhouding met hom bly, sodat ons vrug kan dra. Dan wil ek nog 'n illustrasie gebruik van 'n pyp. Dink ons almal het die ervaring gehad dat ons iewers iets wil nat maak met 'n tuinslang of iewers iets in 'n pyp. En as ons die kraan oopdraai en ons loop na die ander kant van die pyp toe, sies my kom niks uit nie of ek kom met so 'n dun straaltjie. Wat is die eerste ding wat ons doen? Ons loop terug na die kraan toe, kyk of die kraan nie oop is nie. Ons kyk eers of daar 'n fout is met die bron. En ons weet maar, goed, die kraan is oop en die water tap lekker uit, maar as ons die pyp insit, dan kom maar net amper niks of niks aan die ander kant uit toe nie. Dit weet ons maar, daar's 'n verstopping iewers tussen in hierdie pyp. Nou ons sal kyk, wat kan ons nou doen om hierdie verstopping weg te vat? Ons stap so heen en weer en partykeer is dit 'n bietjie moeilik om te kyk waar die verstopping in die pyp is. Kan nogal elkeen van ons het al met 'n verstopping in 'n pyp gesukkel het. Gelukkig die ervaring van sukkel en frustrasie. Nou as ons agter te kom dat vanoggend dat ons tekort skiet aan hierdie Christelike, goddelike liefde, dan kom ons maar weet iewers is daar 'n verstopping in ons kanaal, daai verhouding wat die verbintenis is tussen ons hemelse Vader en ons, is daar iewers 'n verstopping van sonde. Daar's 'n breek in die verhouding en daarom is daar nie 'n vloei nie. Nou vanoggend wil ek graag 2 goed vir ons voorhou, daar's ander goed ook, want as ons dink wat Jesus gedoen het en hoe hy opgetree het en hoe teenstrydig hierdie 2 sondes is met sy kruiswerk, dan wil ek hulle eerste vir ons voorhou vanoggend. Kyk na bitterheid en onvergewensgesindheid. Dit is 'n geweldige verstopping. Ons kan amper nie verwag dat liefde in ons harte gaan invloei, as solank dit in ons lewens teenwoordig is nie. Dus so die teenoorgestelde wat Jesus gedoen het aan die kruis, die versoening, die vergifnis wat hy beskikbaar gestel het, en ook die ander is trots en hoogmoed. Nee, ons dink aan Jesus se nederigheid. Ek praat volgens myself. Kom ons 'n bietjie kyk, as ons dink daar's 'n verstopping in ons lewens vanoggend, dan kan ons kyk, want heel moontlik is een van die 2 goed teenwoordig. Dit veroorsaak dat daar 'n breuk is in die verhouding, en die liefde kan nie deurvloei en ons kan dit nie aan ander mense bewys nie. Wanneer ons wegdraai van hierdie sonde en gehoorsaamheid, dan kom die Heilige Gees in ons tegemoet, en word die verhouding met ons hemelse Vader weer te herstel, die kanaal is weer oop. Ons dink hoe groot is hierdie liefde. Ons dink weer aan vers 13 wat sê, groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. So met ander woorde, daar's 'n manier om hierdie liefde te meet, hierdie goddelike liefde. Dit gaan oor hoeveel ons bereid is om op te offer of te doen vir ander. Hoe meer van die liefde sal daar in ons wees, en hoe minder
sal miskien 'n gebrek aan goddelike liefde in ons lewens. Hoe meer ons bereid is van onsself te gee, want hierdie liefde kos die besitter iets. En ek wil nog 'n beeld vergelyk. Ek dink ons almal het al die Jojo tanks gesien. Ons baie van hulle, ons stap lekker die Jojo tank vol van uit die rivier uit, en dan besproei ons tuin nat, of ons doen iets met die water wat ons graag wil. So ek wil vanoggend hê ons moet hierdie beeld sien van 'n Jojo tank, en die pyp wat van die Jojo tank af na die rivier toe gaan, en van die rivier af kom die water in die Jojo tank word vol, en aan die ander kant word iets met die water uit die Jojo tank uitgedoen. Dat ons onsself sien as 'n voorbeeld van 'n Jojo tank, waar die liefde van God die Vader af van elkeen van ons inkom. En dat ons hierdie liefde, of die kapasiteit wat ons hierdie liefde het, wat dan ons hou en dan uitvloei na ander mense toe. So met die beeld in gedagte is die vraag natuurlik, hoe deel ons Jesus se liefde aan ander mense? Wat doen ons daarmee? Gee ons dit vir ander? Want dit sal die bewys wees dat ons die liefde het, as ons dit aan ander uitleef. Ons kan nie iets gee wat ons nie het nie. So hoe lyk dit met ons tyd? Is ons bereid om van ons tyd vir ander mense te gee? Ek vra vanoggend die vraag aan myself, sluit myself daar, partykeer as ons besig is, of ons het iets belangrik. En ons weet van iemand wat 'n behoefte het of iets nodig het. Ons sien iemand wat ons moet help. Dan ry ons miskien verby, of ons sê maar ek kan op jou volgende keer, en nie vandag nie, want ek is besig om te braai, of iets belangriks voorgeval. Of wat van ons hande en ons voete, wat ons kan gebruik om ander te help? Wat van ons mond, wat ons sê, ander te kan bemoedig, of WhatsApp stuur, miskien met 'n skrifgie by, of iemand kan optel, wat ons weet, deur 'n moeilike tyd gaan, of 'n telefoon op te tel. Te sê, maar hoe gaan dit met jou? Is jy okay? Kan ek vir jou bid? Kan ek ietsie vir jou doen? Miskien is dit ietsie wat ons het, ietsie fisies wat ons het, wat iemand anders te nodig het. En ons kan dit beskikbaar stel. So kom ons herstel hierdie pipeline, hierdie verhouding van ons. Sodat ons nie deel kan hê in die liefde nie, maar ook deel kan hê in die blydskap wat God die Vader afvloei. Ons kan uitdeel aan ander. Want dit is juis hierdie goddelike liefde wat ander mense trek, omdat die wêreld dit nie het nie, want dit is anders as wat die wêreld het. Dit is die lig, dit is die manier hoe ons lig in die wêreld skyn. En hoe die Here ander mense kan wys hoe Jesus se voorbeeld moet lyk, want Jesus is nie meer hier nie. Hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God die Vader waar hy vir ons intree. En ons is op aarde as kanale waardeur God die Vader se liefde kan deurvloei. Ons is sy hande en sy voete, en ons moet hierdie werk, hierdie groot opdrag met ons verder uitvoer. So ek wil graag vir ons vra, hoe lyk ons idee van liefde? En hoe lyk die wêreld se idee van liefde? Hierdie skrille kontras met mekaar. En hoe weet ons het van hierdie liefde? Want die begin gevra het. Dit is as ons hierdie liefde uitleef aan ander en deur ons vloei. En opoffer vir ander en gewillig wees om dit te doen, sal ons weet dat ons hierdie liefde het. Nou ons onthou wenk vir die week, Jolanda is ons lief om ietsie te koppel aan die boodskap wat ons dit kan onthou. Is wanneer ons hier in Appington ry, ons sien die rivier, dat ons sal dink, 'n oombliekie sal pause en dink, het ons hierdie liefde om uit te deel aan ander? En as ons agterkom, ons skiet te kort, wat ons moeite sal doen hierdie week, want kyk, waar is die verstopping? Waar is daai probleem met die kanaal? Natuurlik, die uitdaging van die week is dat ons elke oggend 'n oombliekie sal vat en sal dink, aan wie kan ons vandag hierdie liefde bewys op 'n praktiese manier? Hoe kan ons hande en ons voete, ons sintuie gebruik? Vir wie kan ons iets gee? Vir wie kan ons iets doen? Kom ons wees 'n Jojo tank, vol van die liefde van God vir ander mense hierdie week. Ek eer sy naam.